Baie dankie. Ons gaan verder vanoggend waar ons verlede week opgehou het, en dit is in Genesis, hoofstuk 25. Ons sal saam lees vanaf vers 24 tot aan die einde van die hoofstuk, dit is by vers 34. So ons gaan 10 verse lees, 24 tot 34, Genesis 25. Ons het nou nie vanoggend die wet en die geloofsbelijdenis gedoen nie, maar ek wil vra, terwyl ons so sit, ons het die Bybel oop, ons harte is voorberei vir die verkondiging van die woord, kom ons bid net saam. Kom ons vra dat die Here met elkeen van ons sal praat deur sy woord. Ons wonderlike hemelse Vader, wie is daar wat met U vergelyk kan word? Ek dink aan die oorwinningslied wat Moses en die Israeliete gesing het toe hulle deur die Skelfsee getrek het, toe U hulle bewaar het en 'n redding geskenk het. Moses het gesê, o Here, wie is soos U onder die gode? Wie is soos U, verheerlik in heiligheid, gedig in roemryke dade, een wat wonders doen? U het U regterhand uitgestrek en die aarde het hulle vyande verslind. U het deur U guns, U volk gelei, wat U verlos het. En dan sê hy later in die gebed, U bring hulle in, en U plant hulle op die bergland van U erfenis, die plek, o Here, wat U as 'n vaste woonplek vir hulle berei het. Die heiligdom, wat U hande gestig het, o Here. Die Here sal regeer, vir ewig en altyd. Want Farao en sy perde, met sy strydwaans en sy ruiters, het hy in die see, hulle het in die see ingegaan, en die Here het die waters van die see oor hulle laat terugkom, maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond deurgetrek. Dit was die verlossing wat U gegee het aan U volk. Ons beleef dit in 'n geestelike sin. Ons kan dink aan U groote genade. En as ons vanoggend praat oor daardie saligheid, wil ek ernstig kom pleit dat U dit vir ons sal duidelik maak. Hier is moeilike dinge om te verstaan, moeilike dinge want dit is nie in lyn met ons eie menslike aard nie. Maar as U Heilige Gees dit vir ons oopbreek, as U dit vir ons verduidelik, dan sal ons dit begryp. Seën ons saam, seën die woord, bewaar ons harte in U naam. Amen. Genesis hoofstuk 25, ek lees vanaf vers 24. Dis nou Rebekka wat swanger is. Sy het gebid, daar was 'n krisis. Ons het laas keer gesê daar was 'n mini burgeroorlog in haar buik. Nou sê vers 24, en toe haar dae vervul is dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot. En die eerste is gebore, rooi, geheel en al soos 'n mantel van hare. Daarom het hulle hom Esau genoem. En daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem. En Isak was 60 jaar oud by hulle geboorte. En die seuns het opgegroei. Esau het 'n ervare jagter geword, 'n man van die veld. Maar Jakob was 'n vredelievende man wat in tente gewoon het. En Isak het Esau liefgehad, want wildsvleis was na sy smaak. Maar Rebekka het Jakob liefgehad. En Jakob het 'n kooksel klaargemaak en Esau het moeg uit die veld gekom. Toe sê Esau vir Jakob, laat my tog sluk van die rooi goed daar, want ek is moeg. Daarom het hulle hom Edom genoem. En Jakob antwoord, verkoop eers jou eersgeboortereg aan my. En Esau sê, kyk, ek gaan sterwe, en wat baat die eersgeboortereg my dan? Toe antwoord Jakob, sweer eers vir my. En hy het vir hom gesweer en sy geboortereg aan Jakob verkoop. En Jakob het aan Esau brood en die kooksel lensies gegee, en hy het geëet en gedrink, en opgestaan en weggegaan. So het Esau dan
sy eersgeboortereg verag. Dis tot daar wat ons saam lees in die wonderlike woord van die Here, die onfeilbare woord van die Here. Ons praat oor Jakob en Esau. As ons praat van broers wat al ewig met mekaar stoei en beklei en in stryd is, dan dink ek enige ouer paar wat twee of meer seuns gehad het of het, sal weet waaroor dit gaan. In 'n minder of 'n meerdere mate, miskien moet ek dit byvoeg. Daar's mos die grappie, eeuoue grappie van die twee Joodse seuns wat glad nie kon klaarkom nie, en hulle het nou al groot geword, maar hulle was al ewig in stryd. En toe besluit hulle gaan nou na die rabbi toe om hierdie saak op te los. Die rabbi moes help. En die rabbi het wysheid en hy sê vir die oudste sê hy, julle twee gaan nou vir mekaar plegtig 'n seën toebid. Iets goed toebid. Julle twee vir mekaar. En dit sal help dat daar vrede moet kom. En die oudste seun sê, broer, sê hy vir die jongere, ek bid jou toe 2 keer meer as wat jy my toebid. En die jongste een kyk vir die rabbi en hy sê, sien jy rabbi, daar gaan hy alweer. Dis nou die gedagte van broers wat altyd in mekaar se hare is. Daarvoor ultraklank, selfs daarvoor die stetoskoop bestaan het. Lees ons in vers 24. Ons het die eerste versie wat ons gelees het, toe haar dae vervul is dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot. Die Here het al reeds vir haar gesê, 2 nasies sal uit jou voortgaan, maar sy het nie, ek weet nie of sy regtig verstaan het dat dit 'n tweeling is nie. Hierso kom 2 babas wat gebore word. Hulle het dit nie geweet vooraf nie. Hulle kan nie vooraf gesien het, is dit seentjies of dogtertjies. Deesdae kan ons al hierdie detail ken, maar dis waar die verhaal vanoggend wegskop, en ons gaan in 'n paar verse lees en kyk na hierdie 2 broers en wat van hulle vertel word met 'n baie sterk evangeliese en daarom 'n Bybelse boodskap wat daarmee saamloop. Die eerste gedagte wat ek vir u gebring het is, daar word gepraat van hulle geboorte en hulle karakters. Soms so vinnig. Ons lees in vers 25. En die eerste is gebore rooi, geheel en al soos 'n mantel van hare. Daarom het hulle hom Esau genoem. Het jy geweet dat die medisy het nou al 'n baie mooi naam? Kyk, dis wat die dokter slim maak. Hulle het name vir alles. Jy voel oulik en as hy vir jou naam gee, dan voel jy baie erger want dan het hy 'n naam gegee. Dan sê jy ek het hierdie en hierdie siekte onderlede en dis hoe dit werk. Nou die medisy sê hipertrigose is 'n genetiese afwyking waar of 'n deel of jou hele liggaam soms oorgroei is met hare. En dit was Esau se kwessie. Dis die mediese term vir hierdie baba wat toe nou gebore word. Esau, hipertrigose. Maar wat nog erger is, nie net die feit dat hy oral hare oor sy lyf gehad het nie, maar dit was rooi hare. Rooi hare. Vandag steeds is daar sekere mense wat 'n bygeloof het en bevooroordeeld staan teenoor mense met rooi hare. Daar word een van die kommentare het genoem, jy kan maar gaan kyk in die middeleeue, Judas Iskariot word bykans altyd op 'n skildery voorgestel met rooi hare. Want hulle sê, dis die ouens jong, jy moet vir hulle versigtig loop. En ek weet, daar is party van die mense wat na hulle vrou kyk, en sê hulle, dis my rooikop. Ek ken sulke mense. En dan weet 'n rooikop vrou moet jy versigtig voortrap. Daar is altyd hierdie vooroordeel, en tog, dit het eintlik niks te doen met die karakter nie. Dit word maar net gesê, dit was sy uiterlike. Hierdie wille hare wat van vertel word in Esau se geval, het egter oorgeloop in sy karakter, want hy het 'n wilde, avontuurlustige lewe gehad. Die Bybel sê, vers 27 het ons gelees, en die seuns het opgegroei. Esau het 'n ervare jagter geword, 'n man van die veld, sterk, manlik, hy het die buitelewe lief gehad. Ons sou sommer sê, man, hy was 'n boerseun. Jy weet, hy was die tipe ou wat in ons dag vellies met 'n kortbroek sou gedra het. Hy het 'n Leatherman hier aan sy sy en 'n 9 mm aan die ander kant, en jy sukkel nie met hom nie, want hy's rof, grof en onbeskof. Dit was Esau. Dis hoe die Bybel hom sy karakter aan ons oordra. Die enigste ander man in die Bybel wat 'n jagter genoem word,
is Nimrod in Genesis 10. En ek het vir die destyds gesê, Nimrod het mense gejag. Hier word egter nie daai konnotasie gemaak nie, want hy praat van 'n ervare jagter. Hy was 'n bekwame jagter. Waar ander ouens bang was vir sekere wilde diere, was Esau nie bang nie. Dis wat hy gedoen het. Matthew Henry, die baie bekende ou kommentator, skryf oor Esau en hy sê, he was a man addicted to his sports, for he was a hunter, and a man who knew how to live by his wits, for he was a cunning hunter. Recreation was his business. He studied the art of it and spent all his time in it. Hy het 'n 4x4 Hilux gery, toegerus met al die kamptoerusting wat jy kan kry en hy was reg vir die buitelewe. Dis Esau. Dis die tipe ou wat hy vandag sou wees. Dink jouself in, dit was Esau. Hy was lief vir die buitelewe, rowwe, growwe, onafgeronde man. Jakob aan die ander kant word beskryf nie met sy voorkoms nie. Ons het geen idee hoe Jakob gelyk nie. Ons weet hy was nie so sy broer, harig en rooi nie, maar hy word beskryf oor sy optrede en sy karakter, meerendeel sy optrede, want in vers 26, daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem. En Isak was 60 jaar oud by hulle geboorte, 'n stukkie geskiedkundige belangrike inligting. Maar is die saak, Jakob word gebore, nou hulle sê vir my, ek het so 'n bietjie gaan soek, jy kan nie regtig weet nie, maar hulle sê vir my tweelinge kan tot 3 dae uitmekaar uitgebore word. 'n Tweeling. Maar in die geval, vreemd, selfs vir daai tyd, toe die eerste enetjie gebore word, sien hulle maar, hier is 'n kwessie, want daar's 'n handjie aan sy hakskeen, en so waar dis die tweede een, maar hy hou die hakskeen van Esau vas, dis Jakob. Hy was 'n strateeg, nou sy naam pas dan nou by dit wie hy is, sy karakter, want hy was 'n onderkruiper, hy was 'n slinkse, strategiese bedrieër, iemand wat voordeel wou trek uit elke situasie, iemand wat volgens sy naam jou hakskeen gegryp het. Jy moet versigtig wees as jy met 'n man soos Jakob te doen kry, want hy sal jou hakskeen gryp. Dit beteken hy's 'n onderkruiper. Vers 27b het ons gelees, maar Jakob, in teenstelling nou met Esau wat 'n man van die buitelewe was, Jakob was 'n vredeliewende man wat in tente gewoon het. Hierdie woord vredeliewende word in die Engelse vertalings vertaal met quiet. Ek dink die King James version sê plain. Die direkte vertaling het dit vertaal met fatsoenlik. Eintlik baie goed vertaal, want dis die gedagte. Dis dieselfde woord wat gebruik word vir Job as hulle praat van opreg, maar hy was nie opreg nie. Hy was fatsoenlik. Dit beskryf sy beskaafdheid, sy rustigheid. In vergelyking met Esau was hy 'n sagter ou gewees. As Esau gesê het, Jakob, gaan ons jag, dan sê Jakob, nee, ek is besig met die 5de boek in die reeks wat ek nou lees. Hy was 'n boekwurm, hy was 'n sagte ou. Hy het eerder in die huis gebly, eerder in die tent gebly, as om in die buitelewe te wees. Nou as die profesie van die Here en die geboorte en die gewoontes nie genoeg was om hierdie twee eintlik teen mekaar te stel of te beskryf nie, dan het hulle ouers, Isak en Rebekka, beslis bygedra daartoe en veroorsaak dat daar wrywing sou kom. Want ons lees in vers 28, het ons gelees, Isak het Esau lief gehad, want wildsvleis was na sy smaak. So, dit beteken letterlik, as jy nou na die Hebreëus gaan kyk, wildsvleis was in sy mond. Hy het gehou van wildsvleis, hy het gehou van die smaak van wildsvleis. So hy het van Esau gehou, en Esau was 'n man wat gejag het. Daar was 'n geneigtheid om Esau voor te trek van Isak se kant af. Maar dan sê die tweede deel van die versie, maar Rebekka het Jakob lief gehad. Hulle het resepte uitgeruil en allerlei dinge probeer in die kombuis en wat jy ook al, weet nie presies hoe die dinge gewerk het nie, maar sy was Rebekka se, verskoon die Grieks, blue-eyed boy, soos wat ons praat. Hier in die eerste vers wat ons lees van Isak en Rebekka se optrede, sien ons egter 'n kraak
in Isak se karakter. Onthou ek het vir u gesê, daar word nie baie gesê van Isak nie. Dit lyk of hy net 'n oorgang is, maar hier's 'n kraak in sy karakter. As jy wil 'n sensualiteit met sy liefde vir wildsvleis, 'n sintuiglike lustigheid. Hy kon nie sê vir lekker wildsvleis nie. Dit was 'n kraak, ek sê 'n kraak in sy karakter. Isak was geneig mos om rustiger te wees. Hy het nie soos sy pa rondgetrek, soos Abraham rondgetrek nie. Hy het in die tente gewoon, by die fonteine gewoon. Hy het die rustiger, gemakliker leefstyl lief gehad. En nou lees ons, hy was lief vir wildsvleis. Dit het hom die voorkeur aan Esau gegee. Dit, terwyl die Here vir hulle gesê het, die jongste gaan die erfgenaam wees. Die oudste gaan die jongste dien. Ons het daaroor gepraat verlede week. So die kraak in Isak se karakter was, sy begeertes was vir hom belangriker as die woord van God. God het gesê, maar Isak se begeertes was vir hom belangriker. Nou dit op sigself, wil ek vir u sê, is die definisie van 'n afgod. As jy ooit wonder of jy 'n afgod in jou lewe het, dan moet jy jouself vra, is jy bereid om God se woord eenkant toe te skuif om te kry wat jy wil hê? Is jy bereid om te sondig om te kry wat jy wil hê? As die antwoord ja is, dan het jy 'n afgod in jou hart. En almal van ons het altyd een of ander afgod in ons hart. God sê nee, maar ek wil. God sê jy mag nie, maar dit is vir my so lekker. God sê hierdie verbied ek jou, maar jy sê ag, jy weet ons smitte was maar nog altyd so. En ons skuif die woord van God eenkant toe, terwille van ons vleeslike begeertes, dan sê die Bybel, dis jou afgod, wees versigtig. Die tweede gedagte, al hierdie agtergrondkennis bring ons by die kwessie van die geboortereg. Dis eintlik waaroor dit gaan, die eersgeboortereg. Al die gebeure word beskryf in vers 29, of wat beskryf word in vers 29 tot 34, wys dat die seuns voortgebou het op hierdie gesindheid van hulle ouers. Ja, Isak het vir Esau lief gehad, Rebekka het vir Jakob lief gehad. En die optrede van die seuns wys hulle gesindheid teenoor, nie net hulle geboortereg nie, wys hulle gesindheid teenoor God se verbondsbeloftes, want dit was deel daarvan. En daarom wys dit vir ons hulle gesindheid teenoor God self. Eie aan sy aard sien ons Esau het gaan jag. Dit was een van daai dae, miskien het die wind reg gewaai of die wat ook al, het niks anders om te doen nie. So dis wat jy gaan doen as jy niks het om te doen nie, jy gaan jag. Veral as jy op daai stadium gebly het, want dit was deel van die plaas. En wanneer hy terugkeer, is Jakob in die kombuis besig. Hy aan sy aard en hy het 'n kooksel. Dan lees ons in vers 29 en Jakob het 'n kooksel klaar gemaak en Esau het moeg uit die veld gekom. Esau was honger. Hierdie moeg word vertaal met vermoeid. Daar's niks wat 'n man so honger maak as jy gaan visvang het of as jy gaan jag het en jy kom by die huis, dan is jy honger. Dis nou as jy nie op die jagveld lekker geëet het nie. Julle sal daarvan kan getuig, die manne wat nou hier so is. Dit maak jou honger, maak jou nie net moeg nie, dit maak jou honger. So, ons kan verstaan, Jakob kom terug, hy's honger. Nou verskoon tog Esau, lyk my ek gaan nou met Jakob en Esau stoei. Esau het gaan jag, en hy kom terug, hy's honger. Vers 30. Toe sê Esau vir Jakob, laat my tog sluk van die rooi goed daar, want ek is moeg. Nou in die Hebreëus staan daar letterlik, laat my tog sluk van die rooi daar. Die goed het hulle bygevoeg. Maar verwysende na die kos, dit was een of ander breedie. Ons praat soms van lensiesop, want dit was blykbaar lensies daarin, maar dit was 'n rooi, breedierige maaltyd. Laat my sluk van die rooi daar, want ek is moeg. Daarom het hulle hom Edom genoem. Nou wil ek 'n paar goed uitlig wat baie belangrik is. In ons Afrikaanse vertaling staan daar, hy het gesê, laat my tog sluk. Nou dis die woord wat in Hebreëus gebruik word vir asseblief. En dit lyk asof Esau, terwyl hy en alhoewel hy 'n onafgeronde, growwe ou was van die buiteveld, hy was baie honger, want hier vra hy baie hoflik en beskaafd. Asseblief. Dis belangrik. Die tweede ding wat ek wil noem, ek het gepraat van die vermoeid wat moeg is, die rooi goed is rooi, dis waar die woord Edomite vandaan kom, want Adom in Hebreëus is rooi. So nou sê hulle, dis waar die Edomite vandaan kom. Maar Esau, immer sê hy, asseblief. So hy is nie ongeskik nie,
Hy's nie onbillik nie. Hy's moeg. En honger. Jakob sien sy kans. Jakob sien 'n geleentheid om voordeel te trek uit die situasie. Vers 31. Jakob antwoord: Verkoop eers jou eersgeboortereg aan my. Die woordjie eers in ons Afrikaanse vertaling is letterlik hierdie dag. Dit word in die meeste vertalings vertaal met nou. Verkoop nou jou eersgeboortereg aan my. Esau is beleefd, Jakob is die een wat nou kortaf en veel eisend is. Esau is die een wat asseblief sê, Jakob sien 'n geleentheid. Daarom vereis Jakob 'n baie hoë betaling vir hierdie bord kos. 'n Baie hoë betaling. In die Ou Testament was jou eersgeboortereg gekoppel aan eiendom en dit was gekoppel aan 'n geestelike seën, veral vir die aardsvaders. Dit was gekoppel aan jou seën van God, as daar nou 'n profesie uitgespreek was, soveel te meer, maar definitief aan die eiendom. Dit het so gewerk. As 'n pa 2 seuns gehad het en hy sterf, dan word al sy besittings in 3 gedeel en die eersgeborene kry die dubbele deel. So albei gaan erf, maar die eersgeborene kry 'n dubbele deel. As hy 10 seuns gehad het, dan het hulle sy eiendom in 10 verdeel, maar die eersgeborene kry 2 van die dele. Hy kry 'n dubbele deel, want hy's die eersgeborene. Dis wat die eiendom betref. Maar wat die geestelike seën betref, God se seën, en ons het baie daaroor gepraat, hier is 'n verbondsbelofte, wat deur Abraham gekom het, nou deur Isak, en dit sal deur Jakob gaan. Dit was deel van daardie belofte. Jy word dan, as die pa sterf, die eersgeborene word ook die hoof van die familie, van die huisgesin, van die hele familie. In Abraham se gesin het die een wat die eersgeboortereg besit het, die Abraham se verbond geërf. Die verbond. En die enigste weg waarop jy gered kon word, was in die verbond. Jy moes deel wees van God se verbondsvolk. Jy kon van buite af inkom, maar jy moes inkom. Nou ek wil net vinnig ietsie sê hier. Dit is wat ons nie moet verwar met lidmaatskap, of om te sê iemand is 'n Christen, of ons praat ook van die gelowiges. Dan bedoel ons nie daardeur hulle is gered nie, want Christene is nie almal gered nie. Gelowiges is nie almal gered nie. Selfs wanneer jy praat met broers en susters, beteken dit nie almal is gered nie. Paulus praat in die Nuwe Testament en hy sê, as iemand hierdie en hierdie goed doen en noem hy vieslike sondes, en hy sê, al staan hy as 'n broer bekend, jy moet hom uitwerp. So daar's mense wat belydende Christene is, maar hulle is nie waarlik gered nie. En dis die saak, dis die belangrike saak wat ek vir u wil wys. Nou die verbondsbelofte van Abraham is die manier, dis die weg waardeur jy in hierdie geloofsverhouding met die Here gekom het. Dit was waarom ons sê die Abrahamse verbond was geërf, die enigste weg waarlangs saligheid verkry kon word. Jakob was reeds aangewys as die erfgenaam van die genadeverbond. God het dit vir Rebekka gesê. Daarna het ons verlede week gekyk. En ons kan redelik seker wees, ons kan met definitiewe sekerheid sê, Rebekka het dit vir Jakob gesê. Rebekka het dit vir Isak gesê. Almal het geweet hiervan. Herhaaldelik sou sy dit vir hom sê. Dis nou in vers 23 wat ons laasweek hanteer. Die vraag is, en dalk het jy daaroor gewonder, waarom moes Jakob dan voordeel trek uit Esau in hierdie oomblik van swakheid? Hoekom was hy so slinks om te wag vir 'n regte, vir die regte oomblik, sodat hy vir Esau sy broer kon sê, verkoop vir my, verkoop aan my jou eersgeboortereg. Hoekom het hy dit gedoen? As hy dan weet, hy is die erfgenaam, hy is deur God aangewys. Die enigste antwoord is dat hy nie vertrou het op God se manier van dinge doen nie. Dis dieselfde probleem as wat ons in Abraham se lewe gesien het. Dis dieselfde probleem wat ons dikwels beleef. Dit is, God maak beloftes, God sê sekere goed, en dan dink ons moet die Here help. Ons moet iets doen om daarom vir die Here, jy weet, te help. Het lyk of die Here nie regkom nie, ons moet hom bystaan. Die vraag is, sal ons optree volgens die geloof wat ons moet hê op die woord van God? Dis een van die belangrikste vrae in ons hele lewe. Glo ons die Bybel en tree ons op in die lig van dit wat die Bybel sê?
Hoe lyk my lewe in die lig van dit wat ek bely? Ons optrede moet in lyn wees met ons geloof, want God sal altyd doen wat hy beloof het. Dikwels sê mense, ek glo die Here is in beheer. En dan as dinge skeefloop in hulle lewe, dan val hulle wiele af. En dan sê ek, hy sê hy glo dit, maar sy lewe is nie in lyn daarmee nie. En ek sê nie dis maklik nie, maar dink saam met my, dis 'n baie belangrike saak in ons lewe. Nou Jakob wou God se werk doen op Jakob se manier. En dit kan nooit werk nie. Jy doen God se werk op God se manier. En dis geloof, dit gaan altyd oor geloof. Daarom het Jakob die spreekwoordelike hef in die hand nou gehad en hy sê, hier's my kans, ek kan dit mos nou gebruik. Vers 32, Esau sê, kyk ek gaan sterwe, wat baat die eerstgeboortereg my dan? Jakob, soos 'n goeie Jood, soos 'n goeie verkoopsman, hy het die kontrak byderhand. Hy sê, teken net hier. Ja, dis mos wat die ouens doen wat jy wil vasmaak met een of ander slinkse verkoopstegniek. Teken net hier. Maak jouself net vas. Vers 33. Toe antwoord Jakob, sweer eers vir my. En dan sê die Bybel, hy het vir hom gesweer en sy eerstgeboortereg aan Jakob verkoop. So die transaksie word beklink, die kontrak word geteken, eerstgeboortereg. Vers 34. En Jakob het aan Esau brood en die kookse lensies gegee en hy het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan. Maar hier belangrike woorde. En dit wat ek nou vir u gesê het, ek hoop dit maak alles sin, want hier is die wig waarop die hele gedeelte draai. So het Esau dan sy eerstgeboortereg verag. Dis belangrik. Dis baie belangrik. Esau het letterlik 'n porsie lensie sop of breedie, wat jy dit ook al wil noem, meer waardevol geag as sy verhouding met God. Dis waaroor dit gaan. Esau het sy vleeslike begeertes belangriker geag as sy verhouding met God. Esau het dit wat hy wou hê belangriker geag as sy verhouding met God. En ek wil vir julle sê, hierdie scenario herhaal homself daagliks in talle mense se lewens. Ons vra dikwels, hoe kan iemand die saligheid weier? Jy praat met iemand, sit by hom in sy sitkamer, verduidelik vir hom, so werk dit. Dis hoekom die Here Jesus moes sterf. Dis wat die Bybel sê van die mens. Verduidelik vir hom die evangelie, praat oor die evangelie. En dis asof jy met daai muur praat. Stel nie belang nie, verander nie, wil nie. Hoe gebeur dit? Dis wanneer mense hulle eie lustigheid, hulle eie begeertes, kan ek sê die wêreldse lensiesop, dit wat die wêreld, die brousel wat die wêreld vir ons gee, ag hulle belangriker as hulle saak met die Here, hulle saligheid. Al dit wat die wêreld vir ons opdis, dit hou mense weg van hulle redding. Dit maak dat hulle nie werklik waar dink aan dit wat belangrik is nie. Dit maak dat hulle eerder sal dink aan al die goed van die wêreld. Ons is so besig, ons is so hier en daar, ons is soveel dinge. Dink nooit aan hulle ewig onsterflike siel nie. Donald Grey Barnhouse sê die volgende. Dit lyk vir my hy was 'n kwaai dominee. Ek hou van Donald Grey Barnhouse, het julle seker al agtergekom. Men will rather read trash than the word of God. Dit was voor die dae van televisie, dink ek, of miskien voor die dae van al hierdie dinge wat ons deesdae. They will adhere to a system of priorities that leaves God out of their lives. As geen tyd vir die Here nie. Multitudes of men spend more time shaving than on their souls. Multitudes of women give more minutes to their makeup than to the eternal life of the Spirit. Vriende, hoe dringend is hierdie oproep nie? Hoeveel tyd spandeer ons om te dink oor die ewigheid van my siel en waar ek die ewigheid gaan deurbring? Nou, alhoewel ons nie so direk of so blaatant soos Esau doen nie, is ons baie keer geneig, selfs as Christene, en onthou ek gebruik dit in 'n baie wye sin, selfs as Christene is ons geneig
om ons siele af te skeep met verkeerde prioriteite, wanneer ons naalaat om Bybel te lees, naalaat om te bid, naalaat om tyd te spandeer met die dinge van die Here. Die jong mense vandag sal, sonder om 'n oog te knip, sommer 'n hele reeks binge is die naam wat hulle gebruik. Sit hulle en kyk televisie van begin tot eind. Hulle sit reg deur die nag soms, kyk dat hulle oë rooi word. Maar jy sê vir dieselfde persoon, hoor, ons het 'n halfnag van gebed, wil jy nie 'n halfuur saam met ons bid nie, dan lyk dit soos asof jy 'n doodstyding gebring het. 'n Halfuur bid. Dit klink vir my mos nou onmoontlik. Vriende, hoeveel tyd spandeer ons aan die dinge wat belangrik is, wat ewigheidswaarde het? Ons ken die fynste detail van ons sportsterre. Ons ken die fynste detail van al die dinge wat vir ons belangrik is. Maar wanneer dit kom by kerkbywoning, Bybel lees, bid, jou gawes wat vir die Here gegee moet word, hoe goed ken jy die Bybel? Dan dan word daar gehakkel en gestotter want ons weet nie. En dan verklap jy stel nie regtig belang in jou saligheid. Esau word reg deur die Bybel veroordeel as gevolg van hierdie verkeerde keuse. Het jy dit geweet? Hy word as 'n waarskuwing gebruik in Hebreërs 12 vers 16. Hebreërs 12 vers 16 sê: "Laat niemand 'n hoereerder wees nie of 'n onheilige soos Esau wat vir een spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het." Esau se optrede word vandag nog vir ons as 'n waarskuwing gegee. Moenie aardse goed belangriker ag as jou verhouding met die Here nie. Bring vir ons by die derde gedagte. Nou Esau se optrede is nie net 'n ernstige waarskuwing nie, maar hierdie ding van Esau en Jakob gee vir ons baie belangrike en goeie dogma. En ek wil tog jou aandag vra. Vir die ouens wat nou die politiek agter dit ken, dis die rede hoekom ons is waar ons is vandag. Want Esau en Jakob se boodskap is klinkhelder in die Bybel, en tog wil mense dit soms net nie glo nie. Hoor mooi. Hierdie episode beklemtoon die Bybelse verhouding tussen God se soewereiniteit aan die een kant, sy absolute soewereiniteit wanneer dit kom by ons saligheid, en aan die ander kant die mens se verantwoordelikheid. Dis die twee aspekte wat ons so duidelik in hierdie verhaal sien. Die realistiese verantwoordelikheid van die mens aan die een kant en die absolute soewereiniteit van God aan die ander kant. Nou weer eens, kom ons vra die vraag. Waarom is Esau nie gered nie? Waarom kon Esau nie die voorregte kry wat Jakob gekry het nie? As jou teologie reg is, gaan jy een van twee antwoorde gee, miskien al twee. As jy iets van die Bybel weet, gaan jy een van twee antwoorde gee, miskien al twee. Die eerste ene is, hy is nie gered nie, omdat hy oorgeslaan is deur die Here. Die Here het gesê, Jakob, nie Esau nie. Dit was God se soewereine keuse. Dis waar die woord uitverkiesing vandaan kom. God het Jakob gekies, nie Esau nie. Hy het gesê in vers 23, ons daaroor gepraat verlede week, die oudste sal die jongste dien. Paulus haal Maleagi 1 vers 2 en 3 aan, wanneer hy in Romeine 9 vers 13 sê, soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Dit was 'n soewereine keuse, 'n besluit van God in die ewigheid geneem om nie vir Esau die geleentheid te gee wat hy vir Jakob gegee het nie. Dis die een kant. Die ander antwoord, terselfdertyd kan jy sê, Esau is nie gered nie, as gevolg van sy keuse. Hy wou nie. Hy wou nie die saligheid najag nie. Hy wou nie dit in geloof soek nie. Dit was sy eie keuse, en God het hom daarvoor veroordeel en regverdiglik veroordeel. En al twee antwoorde is reg. Nou mense wat krities is oor die gereformeerde teologie, want kan ek maar net sê die gereformeerde teologie hou al twee vas. God is absoluut soewerein in ons saligheid en die mens het 'n bepaalde realistiese verantwoordelikheid oor jou saligheid. Die gereformeerde teologie hou al twee vas. Maar mense wat krities is oor die gereformeerde teologie wil graag hê jy moet kies tussen die twee. Nee, dis een of die ander, kan nie al twee wees nie. Dit moet een of die ander wees. En wanneer jy in so 'n gesprek al ooit was,
en glo my, ek was al in baie sulke gesprekke, dan kom jy met hierdie kwessie van, ja, jy weet, jy het jou versies en ek het my versies, want jy kan ons nou maar met 'n versie maak wat jy wil. En jy wys vir herhaaldelik op die soewereiniteit van God. Efesiërs 1, en jy vat hulle na Romeine 9 toe. Eintlik reg deur die Bybel, hoe ver moet jy gaan soek om te kyk na uitverkore, uitverkies, God se bepaling, al hierdie verskillende, dis hoe God dit bepaal het. Dan vat jy hulle na die versie toe, dan sê hulle, nee, ja, kyk, Josua 24 sê, kies dan vandag wie julle gaan nie. So daar's die keuse. En dan sê ons maar, ons is daarmee saam. Daar's 'n bepaalde keuse. Die korrekte antwoord, watter een van die twee maak dan nou of jy gered word of nie? Korrekte antwoord? Ja. Dis al twee. God se soewereiniteit en jou verantwoordelikheid. Dis beslis sodat ons 'n verantwoordelikheid het, net soos wat dit onomwonde in die Bybel staan en bevestig word, maar dis net so waar dat God soewerein is oor ons saligheid. Spurgeon het by geleentheid gevra. Sy studente vra vir hom, hoe versoen 'n mens die soewereiniteit van God en die verantwoordelikheid van die mens? En Spurgeon antwoord in sy wysheid en sê, jy hoef hulle nie te versoen nie. Hulle is goeie vriende. Albei is in die Bybel. Albei is waar. En ek stem saam met hom, 100% saam met hom. Ons het 'n baie duidelike voorbeeld in die verhaal van Jakob en Esau. Met die klem moet ek dalk nou sê op Esau. Die Bybel wys vir ons, en ek het nou met u gekyk wat die Bybel sê. Dit was nie my mening nie, dis wat die Bybel sê. Die Bybel wys baie duidelik hoe hy opgetree het. En jy kan nie die verhaal van Esau bestudeer en sê, Esau was 'n robot, hy het geen keuse gehad nie. Sal jy met my saamstem? Jy lees die verhaal en jy sê, hy wou nie. Hy het gekies. Hy het gesê wat wil hy hê, hy het gedoen wat hy wou, en nou word hy aanspreeklik gehou vir sy keuse. Dis die verantwoordelikheid van die mens. Terselfdertyd bevestig en vervul hierdie gedeelte en hierdie hele verhaal vir ons die verkiesing van God, net soos wat hy aan Rebekka gesê het, die jongste, verskondig die oudste gaan die jongste dien. Terwyl God hom oorgeslaan het in sy soewereine verkiesing, was Esau ten volle aanspreeklik en aktief besig om God se seën te verwerp. Kan ek dit weer sê? Albei sigbaar, albei werksaam hier in die verhaal. Jy kan dit nie mis nie. Kom ek noem vir die ander voorbeelde. Die Bybel is propvol daarvan. Farao, die koning van Egipte in die tyd van Moses. Ons weet van Farao, die goddelose Farao. Hy was 'n goeie Farao blykbaar voor hom in Josef se tyd, maar die Farao in Moses se tyd, in Josef se tyd was 'n goeie Farao. Moses se tyd, Eksodus 14. Jy kan die verhaal gaan lees. Niemand sal ontken dat dit 'n bose koning was en wat hy het opgetree volgens sy eie wil en sy eie begeerte. Ek sal julle nie laat trek nie. Julle kan nie gaan nie. En dan sê ja, julle kan gaan. Nee, julle kan nie gaan nie. Dit was Farao. Dit was Farao. Hy was nie 'n robot nie. En tog sê God van hom, Paulus haal dit aan in Romeine 9 as hy hieroor praat. Hy verwys na hierdie spesifieke Farao, Eksodus 9 vers 16. Maar juis hierom het ek jou nog laat bestaan, dat ek jou my krag kan toon en dat hulle my naam op die hele aarde kan verkondig. God sê vir Farao, jy was Farao en ek het jou gelos om Farao te wees, maar in jou gaan ek my krag toon. Ek gebruik jou om te wys ek is soewerein. Deur die illustrasie in Esau en in Farao sien ons die beswaar van die uitverkiesing of teen die uitverkiesing dat dit is onregverdig, word heeltemal van die tafel afgevee. Dis nie onregverdig nie. Hierdie manne kry presies wat hulle wou hê, hulle kry wat hulle verdien, hulle kry volgens hulle keuse. Dis presies dieselfde vir elkeen wat volgens God se bepalende wil oorgeslaan en daarom veroordeel word. Ian Duguid, een van die goeie kommentare, skryf oor die gedeelte en hy sê, those who remain outside of God's kingdom, who have not received his election and calling to be part of his people, luister mooi, they do not lose something they sought, but something that they counted of no value. Hulle wil dit nie hê nie. Hulle wou dit nie gehad het nie. As jy die kerkgeskiedenis enigsins ken, dan sal jy weet van Whitefield
en Wesley. Twee ouens wat aan weerskante of aan albei kante van die heining gestaan het wat hierdie saak betref. Wesley was 'n Arminiaan. Die verantwoordelikheid van die mens, al wat saak gemaak het. Whitefield het op 'n stadium in sy bediening die Bybel verstaan en hy het gesê, nee, dit kan nie wees nie. Dit gaan oor God se uitverkiesing. Dit gaan oor die soewereiniteit van God. Daarom het hy albei kante, hy het albei vasgehou, maar hulle toe nou bietjie, hulle was vriende. Wesley, die prediker in Amerika tydens die Great Awakening, Whitefield is besig met die Great Awakening in Engeland om te preek, maar hy nooi vir Whitefield om oor te kom, Georgia toe. Georgia op daai stadium was 'n baie, dis amper soos wanneer iemand jou nooi om, nou moet ek versigtig wees. Ek wil nou nie 'n naam noem, maar 'n klein, onbelangrike plekkie te kom preek. Dit was Georgia. Whitefield gaan, en hy preek daar, en hy praat met Wesley, en hulle kom op 'n punt waar hulle besluit, soos die Engelse sê, let's agree to disagree. Ons gaan nie beklei daaroor nie. Dis maar net hoe dit werk, want Wesley wou staan by dit wat hy glo. En hulle kom ook ooreen om nie mekaar aan te vat van die kansel af nie, want dis wat predikante baie keer doen. En dis verkeerd. Toe Wesley egter agterbly en George Whitefield weg is, toe klim Wesley op die kansel en hy doen wat hy gesê het hy nie gaan doen nie. En hy haal vir Whitefield uit. En hy sê die volgende: verbeel jou hierdie siening van die uitverkiesing. Verbeel jou mense klimmeleer om in die koninkryk van God in te kom, maar bo staan God en hy trap op hulle vingers en hy verbied hulle omdat hulle nie uitverkies is nie. Wesley se woorde: watse tipe God is dit? Nou, eerstens, watse tipe God is dit? Eerstens, meneer Wesley, as jy getrou was en opreg was met jou woorde, sou jy nie dit gedoen het om vir Whitefield aan te vat, toe hy weg is nie. Tweedens, watse tipe God is dit? Hy's 'n regverdige God. As jy dink dis ver gesog, hierdie stryd gaan nog steeds aan. Daar's 'n boek geskryf deur Dave Hunt, en die titel van die boek is What Love Is This? Die subtitel, Calvin's Misrepresentation of God. Dis waar die meeste ouens hulle stof kry as hulle preek teen die Bybelse waarheid van die uitverkiesing. Die Bybelse antwoord is, wat se God is dit wat mense wat opklim wat in die hemel wil kom, se vingers trap dat hulle in die hemel kan kom nie? Bybelse antwoord, daar is nie sulke mense nie. Daar is nie sulke mense nie. Esau is die toonbeeld van die mens se natuur. Dis wie ons is. Jy sal vir 'n bord kos die geleentheid verruil om in 'n verhouding met God te staan, as dit nie is vir sy genade wat jou trek nie. Romeine 3 vers 11. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hoe duidelik is dit? Nog 'n voorbeeld. Farao was die een, Noag. Vergeet van die swak films wat gemaak is oor Noag. As jy die Bybelse verhaal van Noag ken, hy preek vir dekades, letterlik. Hulle reken 120 jaar, as by die Bybel sê, vandat hy die opdrag gekry het, so hulle reken hy het 120 jaar lank gepreek en gebou aan die ark. Letterlik vir dekades preek hy oor die saligheid. Hy preek oor God se oordeel wat kan kom is. Hy preek van God se genade. Niemand word gered nie. Niemand kom nie. Jy sien, nou miskien moet ek die vraag vra. Het jy al ooit ergens 'n aanduiding gekry van hoe Noag op die loopplank van die ark gestaan het en ouens met 'n sweep daar afgeslaan het dat hulle nie in die ark mag klim nie? Want dis hy en sy gesin wat daar moet wees. Dis nie die beeld wat jy sien nie, nee. Inteendeel, God het die deur laat oopstaan vir 7 dae aan die einde en nog steeds het niemand gekom nie. En toe sê die Bybel, God het die deur toegemaak. Wanneer dit kom by die uitverkiesing, wil ek vir u sê, jy sien duidelik hoe God se soewereiniteit en die mense wilsbesluit, hierdie twee spore as jy wil, loop presies saam tot die regverdige veroordeling van sondaars en tot God se heerlikheid. Dit speel so uit dat mense regverdiglik veroordeel word. Niemand kan sê ek wou gered word, maar God wou my nie red nie. Daar bestaan nie so mens nie. Hy bestaan nie. Daar sal nooit so iemand wees nie. Want dan maak jy God tot leienaar. Hy het gesê ek sal elkeen wat na my toe kom, sal ek aanneem. Maar aan die ander kant,
dat hulle regverdig veroordeel kan word, maar dat God verheerlik kan word. Esau wys. Nou die groot woord, as jy nou hierdie week wil gaan praat by die werk, sê my dominee het ons 'n groot woord geleer. Reprobasie of reprobaat. Dis ons woord vir hierdie week. Dit beteken die wat oorgeslaan word. Dis 'n direkte vertaling uit die Engels. Ek weet nie wat is die Afrikaanse mooi woord nie, maar Esau wys dat elkeen wat as reprobaat sy eie wil beoefen, hy is aanspreeklik. Hy is persoonlik aanspreeklik vir sy keuse, hy word daarvoor veroordeel. God stuur nie mense hel toe omdat hy hulle nie wou red nie, dis omdat hulle nie gered wou word nie. Wanneer ons na Jakob kyk, dan sien ons die ander kant van dieselfde munt. En ek wil dit sê om die volle prentjie vir julle te skilder. Wat het Jakob gedoen om gered te word? Ek het vir u gewys, voor sy geboorte is hy verkies. Toe was hy nog niks veel beter as sy verworpe broer nie, maar hy was 'n onderkruiper. Hy was 'n slinkse skelm. Ons gaan hom nog leer ken. Hy's een van die aardsvaders. Ons gaan nog kyk na hom. En tog, God wys daardeur sy verkiesing is onvoorwaardelik. Dis nie omdat Jakob potensiaal gehad het, omdat Jakob iets besonders gedoen het, omdat Jakob anders gelyk het of wat. Dis nie waaroor dit gaan nie. Daar is geen verdienste in die rede waarom Jakob gekies is nie. Die keuse lê absoluut in die soewereine, onkenbare, ewige raad van God. Jakob, hierso stel ek dit nou onomwonde. Jakob was net so onwaardig soos Esau. Dis die aard van die hele menslike ras. Ons is onwaardig. Paulus verwys daarna in Romeine 3. Hy haal aan, en ek gaan vir u lees Psalm 14 vers 2 en 3, want Paulus haal aan uit Psalm 14. Die Here het uit die hemel neergesien op die mensekinders, om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra. Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. Niemand vra na God nie, niemand soek na God nie. Dan sê mense, ja maar ek het na die Here gesoek, dis omdat hy jou eerste gesoek het. Wat 'n genade, nou kom jy agter wat 'n genade dit is om in 'n Christelike huis groot te word. Is hierdie 'n beskrywing van mense wat probeer om die leer te klim? Ek wil gered word, maar ek kan nie. Nee, dis 'n beskrywing van mense wat sê ek wil nie die Here, ek wil eerder partytjie hou, ek wil eerder dit doen, ek wil eerder dat doen, want elkeen het sy eie pad geloop. Dis presies die teenoorgestelde as dit wat Wesley geglo het. Paulus sê die mensdom is verdorwe. Die mensdom skiet tekort. Romeine 3 vers 23. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ons is van nature geestelik dood in ons sonde. Ons kan nie 'n geestelike dooie ou het geen aptyt vir die Bybel nie. Geen aptyt nie. Sal eerder slaap. Sal eerder gaan inkopies doen. Kerk, wie hou van kerk? Efesiërs 2 vers 1. Julle het hy lewend gemaak wat dood was deur julle sonde en julle misdade. Wat is dan die verskil tussen Jakob en Esau? Terwyl God aan Esau gee wat hy verdien, oefen God sy soewereine, ek wil sê sy prerogatief, sy goddelike prerogatief uit. En hy bewys barmhartigheid aan Jakob. Hoekom aan Jakob? Nie omdat Jakob goed was nie, sodat God geëer kan word. Hoe sien 'n mens, hiermee sluit ek af, hoe sien ons die verskil? Hoe sien ons die verskil tussen Jakob en Esau? Hoe sien 'n mens die verskil tussen mense wat deel is van God se volk en die wat as heidene sterf? Die verskil is sigbaar in hulle onderskeie reaksies op die evangelie. Hierdie daad waarvan ons gelees het met die pot kos of die lensies sop of breedie. Hierdie daad is nie waar Esau sy eersgeboortereg verloor het nie. Hier is maar net 'n bewys dat hy dit geminag het. En dit was nie regtig waar hy dit verloor het nie. Ons gaan nog later daarby kom. Terselfdertyd het Jakob 'n positiewe ingesteldheid gehad, alhoewel hy dit slinks gedoen het, alhoewel hy dit op verkeerde manier gedoen het. En onthou, dis 'n bewys dat hy nie meriete gehad het nie, maar hy het immers 'n ingesteldheid gehad. Die belangrikheid van God se verbond. Dit was vir hom belangrik. Hy ag die verbondsbelofte kosbaar en hy wil dit hê. Hy wys ten minste iets daaromtrent. Dis hoe jy moet weet, elkeen se reaksie op die evangelie toon
Wat is die verskil? Matteus 13 vers 24 vertel die Here Jesus 'n gelykenis, kort gelykenis. Hy sê, die koninkryk van die hemel is soos 'n skat wat verborge is in 'n saailand, wat 'n man kry en wegsteek. En uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. As jy nog nooit hiermee kan identifiseer om te sê, ek sal alles wat ek het gee, ek sal alles wat ek kan doen, ek sal enigiets doen, ek het net die saligheid nodig, ek wil God hê, ek wil hom ken. As jy dit nog nooit beleef het nie, dan wil ek vir jou sê, jy moet baie mooi gaan dink of jy waarlik gered is. Wat is jou ingesteldheid teenoor die evangelie? Oor die wêreld se brousels is daar. Dis nie net vermaak nie. Dis nie net die dinge wat teen die dominee altyd preek nie. Dit kan enigiets wees. Dinge wat ons besig hou, dinge wat ons weghou. En ons is geneig om daai breedie te soek, meer as ons saligheid. Jesus sê, jou gesindheid moet wees, ek sal alles verkoop, as ek net dit kan kry. Dis net deur die evangelie wat ons gered kan word. Dis net deur die evangelie wat die Here Jesus met ons praat. Jy word nie gered op 'n ander manier in jou droom of sonder dat jy dit bewus is daarvan of iets van dit. Nooit. Dit word deur die evangelie, deur die woord van God. Dit wat Esau geminag het Jakob kosbaar geag. Die groot verskil tussen hierdie twee groepe mense in die mensdom is hulle reaksie op die evangelie. En is presies dieselfde vir ons. Hoe reageer jy op die evangelie? Hierdie kansel, as mense niks gaan sê nie, dan sê die Here, hierdie kansel en die klippe hier sal uitroep. Die evangelie is hier verkondig. Die Here Jesus is voorgehou as die enigste wat kan red. Waarom hy die enigste een was? Hoekom hy moes sterf? Hoekom hy uit 'n maagd gebore is? Hoekom hy liggaamlik opgestaan het? Die waarhede van die evangelie word herhaaldelik verkondig. Wat is u reaksie daarop? Ongelukkig is daar diegene wat dominee het vandag weer lank gepraat, moet ons huis toe gaan. Maar ek dank God, daar is diegene wat sê, prys die Here, dat hy my so lief kon hê, dat hy my so in genade omarm het, dat hy my hart gebreek het, my bewus gemaak het van my oortredinge, sodat ek Jesus kon sien as die enigste een wat my kan red. Dis die evangelie. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n belangrike woord. Hierdie waarhede is vir ons kosbaar, dit is vir ons deel van u woord, is duidelik, eenvoudig. Ons het nie grade nodig om dit te verstaan nie. En tog is u die een wat dit vir ons moet oopbreek. Sal u dit deel maak van ons lewe? Sal u ons lief maak vir die evangelie? Sal u ons geloof gee, dat ons aan u kan vashou? Want u is ons enigste hoop. Dankie vir u woord. Dankie vir die waarheid en die ewigheid daarvan. Seën dit aan ons harte tot lof van u naam. Amen.